Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Dit is wetenskaplik bewys dat ek en jy 30 keer meer lag wanneer ons in die teenwoordigheid van vriende is, as wanneer ons alleen is. Verder is bevind dat kinders 3 maal meer lag as volwassenes op een dag. 'n Ander voordeel van lag is dat ons sommer daarmee saam die liggaam so 'n ligte workout gee. So kom ons begin met 'n lekker lagoefensessie. Die dominee se dogtertjie het in die studeerkamer ingekom en vir haar pappa gevra: "Pappa, wat sit pappa so laat op 'n Saterdag aand in maak?" Pappa het geantwoord en gesê: "My skarrebol, pappa wag en luister wat die Here vir pappa sê wat pappa môre vir die mense moet sê." Sy het hom so met 'n frons aangekyk en gesê: "Maar hoekom krap pappa dan so baie dood?" Dis is die ander predikantsdogtertjie wat vir haar pappa gevra het: "Pappa, as pappa daar op die preekstoel klim, hoekom staan pappa eers so rukkie stil en dan laat sak pappa se kop?" My skarrebol, wanneer pappa daar op die preekstoel klim en pappa se kop laat sak, dan bid pappa, dan vra pappa dat God vir pappa sal help. "Nou hoekom help hy dan nie vir pappa nie?" het sy geantwoord. Ai, en waar kry jy meer opregte gebede as kindergebede? Mamma het afgeluister hoe haar klein seentjie bid en hy het gesê: "Here, help my om 'n beter en soeter seentjie te word, maar as U nie kan help nie, dan is dit ook maar oukei, want ek hou van myself soos wat ek is." 'n Ander 4-jarige dogtertjie het gebid die Onse Vader en gesê: "And forgive us our trash baskets, and do as we forgive those that throw trash in our baskets." Die mamma en die pappa het vriende oorgenooi vir ete en toe hulle aan die tafel gaan sit, het mamma vir die dogtertjie gesê: "Sal jy asseblief vir ons bid?" En sy het skaam gesê: "Ek weet nie mooi wat om te sê nie, mamma." Toe sê die mamma: "Maar sê maar net wat mamma gesê het." Almal het hulle kop in eerbied laat sak en toe sê die dogtertjie: "Mamma het gesê, hoekom op aarde het ek al hierdie mense oorgenooi vir ete? Amen." Die sondagskoolonderwyseres het die een sondagoggend vir die kinders opdrag gegee om 'n prentjie van een van die Bybelstories vir haar te teken. Sy het by Pietie gekom en gesien tot haar grootste verbasing dat hy 'n vliegtuig met 4 persone aan boord geteken het. Sy het vir hom gesê: "Dit is nou pragtig, Pietie, maar watter storie het jy geteken?" Hy het so 'n bietjie gedink en gesê: "Juffrou, die vlug na Egipte toe." "O," het sy gesê, "so, dit is Josef en Maria en Jesus op die vliegtuig. Maar wie is die 4de mens op die vliegtuig?" Weer het hy gedink en geantwoord: "Pontius the pilot." 'n Ander keer het die juffrou vir hulle gevra: "En wie van julle sê dankie vir die kos voordat julle begin eet?" Die seentjie het sy hand opgesteek en gesê: "Juffrou, ons sê nie dankie nie, my ma kook goed genoeg." En 'n ander sondagskoolonderwyseres het vir hulle gevra: "En sê julle bietjie vanoggend vir my, hoekom mag ons nie praat in die kerk nie?" En 'n seentjie het sy hand opgesteek en gesê: "Omdat so baie mense sit en slaap, juffrou." Na kerk het die seentjie saam met sy pappa met die pastoor staan en gesels. En die seentjie het vir die pastoor gesê: "When I grow up, I'm going to give you a lot of money." "Well, thank you," the pastor replied. "But why?" "Because my daddy says you're one of the poorest preachers we've ever had." Na kerk een sondagoggend sê die jong man vir sy ma: "Mamma, ek weet wat ek eendag gaan word as ek groot is." Sy mamma sê: "Wel, dis wonderlik, wat gaan jy word?" "Ek gaan ook 'n pastoor word." Sy sê: "Nou maar hoekom gaan jy 'n pastoor word? Wat het jou so maak besluit?" Hy antwoord toe en sê: "Dit is baie beter om daar voor te staan en te skree op die mense as wat jy in die bank moet sit en net moet stil bly." Die 3-jarige Boetie het hartverskeurend gehuil nadat sy sussie gedoop is die sondagoggend. Mamma en pappa het vir hom gevra: "Hoekom huil hy dan so hartverskeurend?" Toe sê hy: "Die dominee het gesê hy wil hê ons moet in 'n Christelike huis groot word, maar ek wil liever by julle bly." Gaan lag en gaan leef verantwoordelik hierdie naweek, want dit is wat jou pappa Vader maak glimlag oor jou menswees.